Ons lees die oordenking vir die 22ste Mei uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vanoggend is Fonteine wat borrel. Die teksvers kom uit Psalm 104 vers 10 tot 12. U laat fonteine in die valleie opspring en tussen die berge deurstroom. Daar kom al die wilde diere drink en die wilde donkies hulle dorsles. Die voëls maak hulle neste langs die water en kwetter tussen die takke. Vir die psalmdigter is fonteine die bron van lewe. Waar 'n fontein uitborrel, is daar die belofte van nog water ondergronds. Hoewel dit vir die blote oog onsigbaar is dit daar. Fonteinwater is tradisioneel onbesoedel. Dis die heel beste wat daar is. Vars en helder en koel. Anders as rivierwater, waarin daar dalk modder of ou plant of dieremateriaal kan wees wat dit ondrinkbaar maak, kom fonteinwater direk uit die aarde. Vir die Israeliete op die trekpad was fonteine 'n plek van rus en koelte en genade, en 'n simbool van God se sorg. Bo alles was 'n borrelende fontein 'n simbool van lewe. In Israel was water kosbaar en skaars. Wanneer 'n stad binnegeval is, het die vyand die stad se waterbronne met grond en klippe toegestop. Ons lees in Genesis 26 vers 18 in die 33-53 vertaling, en Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abram gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abram toegestop het. Die putte was die mense se waterbron en is gewoonlik bo-oor standhoudende fonteine gebou. Dit is by so 'n fontein waar Jesus die Samaritaanse vrou ontmoet het. Toe Jesus vir haar sê dat die water wat hy gee in haar 'n fontein sal wees wat met water opborrel, sodat sy nooit weer dors sal word nie, was sy oorstelp. Dieselfde belofte geld ook vir ons. Dankie vir u lewende water, Here. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.